Goeiedag geliefdes. Geliefdes, ek wil vandag eintlik net aangaan met Johannes 14 van die 1ste tot die 4de vers en uitbrei, want dit was 'n vreeslike lang diens en daar is so baie teksies genoem en ek wil net bietjie meer duidelikheid bring oor hierdie teksies, want omdat dit so vleeslik en natuurlik voortgebring is, geliefde, wil ek hier net die geesteskant bring en wys van wat God regtig vir ons sê in die Bybel. Ons lees weer Johannes 14 vers 1 tot 4. Laat julle harte nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Hoekom sê hy, waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle? Geliefde, want Jesus is die weg. Daar is nie 'n fisiese Jesus nie, geliefde. As ek vir u sê, ek gaan na my Vader toe, en ek kom terug, wat beteken dit? As ek die opsiener is, en ek gaan na die apostel toe, dan gaan ek na my Vader toe. As ek die priester is, en ek gaan na my oudste toe, dan gaan ek na my Vader toe. As ek met God raadpleeg, dan gaan ek na my Vader toe. Hy sê, gaan in jou binnekamer, en daar kontak jy met God. Dis wanneer jy mediteer, dis wanneer jy hierdie goed begin verstaan, dis wanneer jy sit en luister. Om te mediteer, geliefde, is nie net om te sit en te mediteer of die oë toe nie. Om te mediteer is om te fokus. So as u nou sit en luister na elke woord wat ek hier sê, dan fokus u, dan mediteer u. As u na die video kyk, en u maak u oë toe, en u probeer inneem wat ek sê, dan mediteer u. So Jesus sê, ek gaan na my Vader, maar ek kom weer na julle toe, want ek gaan om vir julle plek voor te berei. Nou in die diens het hulle gesê, maar wanneer ek weer kom, die tyd en die plek, laat ek dit vir julle lees, geliefde, want daar is presies gesê, nou weet ek wat Markus 13:32 beteken. En dit sê, maar van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die seun nie, maar net die Vader. So geliefde, as ons dit nou 'n natuurlike ding maak, dan is dit nou 'n natuurlike Jesus, wat nou na sy Vader toe gaan. Waar is dit, geliefde? Julle moet dink, asseblief geliefde, moenie net na 'n mooi storie luister nie. Ek gaan nou na my Vader toe. Nou sê hy vir hulle, waar ek gaan weet julle, maar ek kom terug na julle toe, die weg ken julle. Hoekom, geliefde? Want Jesus is die weg. Die weg wat in my is, plaas ek in julle. Nou gaan ek na my Vader toe. Met ander woorde, wat gebeur is, Jesus word gekruisig. Wie is Jesus? Jesus is die een wat sterwe. Ek is die een wat vir jou moet sterwe. Die priester is die een wat vir die diaken en die broers gesterwe het, om op te vaar, want vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beerwe nie, geliefde. So ek moet vlees oorwin, om in die diaken hemel te kom. Ek moet dan meer vlees oorwin, om in die priester hemel te kom. Ek moet dan meer vlees oorwin, om in die ouderling hemel te kom, en meer vlees om in die viervoud amp en in die apostel hemel te kom. So dit is alles net in myself. So om die vlees te oorwin, sal ek opvaar. Nou vaar ek op na 'n hoër sienswyse, met ander woorde, daar's meer God, minder vlees. Nou vaar ek op, nou sê ek, julle weet waarheen ek gaan, want die weg ken julle, julle moet ook die vleis oorwin, dan gaan julle ook opvaar. Maar hy sê vir Petrus, waar ek gaan, kan jy nie nou kom nie. Dis nie omdat hy opvaar op 'n wolk nie, geliefde. Dis omdat hy in 'n hoër hoogte ingaan. Wanneer jy in 'n amp geplaas word, in 'n hoër amp. Ek is nou 'n oudste en ek sê vir die priester, waar ek gaan, kan jy nie nou kom nie. Want ek gaan nou in die opsiener amp in. So daar waar ek en die apostel kommunikeer, is baie hoër as wat jy wat in 'n priesteramp is, kan verstaan.
So waar ek gaan, kan jy nie nou kom nie. Jy moet eers in die oudste hemel kom, dan moet jy in die opsienende hemel kom. Maar ek kom terug, Petrus, en dan sal ek jou bring waar ek is. Ek sal jou leer wat my oorgestelde my geleer het, en ek sal jou bring op die vlak waar ek is. Ek sal jou bring na die wysheid waar ek is. En dit is, geliefde, om iemand te leer om die vleis te oorwin. En dis wat Jesus is. Geliefde, nou sê die geliefdes vir ons, goed, Jesus het nou opgevaar en niemand weet wanneer hy kom nie. Dis reg, hoekom weet niemand nie? Want dis die genade van God. Hy sê, niemand kom na die Seun as hy nie getrek word deur die Vader nie. Niemand kom na die Vader as hy nie deur die Seun gaan nie. Ek is die lig, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Wat is dit, geliefde? Wat beteken dit? God is gees, suiwer gees. Is dit nie? Ons is vlees, ons het vleeslike gedagtes. Nou, om by God uit te kom, gaan ek deur die kruis. Met ander woorde, ek moet die vleis afsterwe. Die kruis, weer eens, hê God lief bo alles en my naaste soos myself. As ek hierdie woorde lief het, as ek hierdie waarheid lief het, dan sal ek net vir God lewe. Ek sal net vir hierdie woorde lief wees. En dis wat dit beteken. So nou die weg is om die vleis te oorwin. Dis Jesus Christus. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Maar ek het dit klaar oorwin. Nou sê ek vir julle, julle moet dit oorwin. En daarom sê hy, ek gaan na my Vader toe. Nou sê ons, goed, nou wag ons vir hom, maar niemand weet wanneer hy gaan kom nie. Nie eers die engele nie, nie eers die Seun weet nie. Geliefde, moet ons nou sit en wag vir 'n Here om te kom op wolke ergens? Kom ons kyk wat sê in Matteus 6:33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Want Jesus sê vir hulle, moenie bekommerd wees wat julle gaan eet of wat julle gaan aantrek, want geliefde, dis nie hierdie nie. Dis nie wat jy eet natuurlik nie. Dit is wat jy eet. Dit is wat jy drink, die water en die wyn. Dit is wat jy jouself mee beklee, is Christus. Moenie bekommerd wees daaroor nie. Soek eers die koninkryk van God. Want as jy die koninkryk van God soek, geliefde, is jy op hierdie weg, die mediator, die middelman, die tussenganger tussen God en die mens, Jesus Christus. Jesus, die wysheid en die krag van God. Jesus, Immanuel. Luister mooi, geliefde. Jesus is nie hier en God is daar en die Heilige Gees hier en ons hier nie. God is nie daar en nou het Jesus na hom toe gegaan nie. Jesus is Immanuel, God met ons. Met ander woorde, dis 'n link. Jesus is 'n link en 'n metode om by God uit te kom. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Met ander woorde, God is in Jesus, God is in my. Maar ek is 'n Jesus vir u. Jou oorgestelde is 'n Jesus vir jou, as hy geestelik verstaan, as God in hom is. Want Jesus is Immanuel, God met ons. Nie God daar in Jesus hier nie. Met ander woorde, die Vader waarna toe ons gaan as ons opvaar, is as ons hierdie weg bewandel, ons sterwe op die kruis, ons oorwin die vleis en ons vaar op in 'n hoër hemel. Dis wat dit beteken. Maar nou sê hy, soek my koninkryk, geliefde. Ons weet nou nie wanneer God gaan kom nie. Ons weet nie wanneer Jesus gaan kom nie. Ons moet nou sit en wag vir hom. Soos almal dis die wêreld. Iemand wat dit sê, geliefde, is in die wêreld. Hulle wag vir Jesus om te kom. Is julle nie die liggaam van Christus nie, geliefde? Nou word daar gesê, en hy gaan sy bruid kom haal, sy sielebruid. Wie kom hy nou haal? Is Jesus nou weg en die sielebruid is nou die gemeente? Die wat nou die vlees oorwin het? Dis Jesus, geliefde. Die sielebruid van die oudste is die priester en almal onder hom. Die sielebruid van die priester is die diaken en almal onder hom. En dit is die sielebruid van die apostel van Jesus Christus is die gemeente. En ek kom haal hulle en ek bring hulle waar ek is. Dis nie 'n tyd, nou gaan ek,
En wat van die mense wat 1000 jaar terug al dood is, geliefde? Wat van die mense wat nog nie gebore is nie, wat nog in die astraal vassit? Nou kom Jesus. Die tyd en die plek gaan julle nie weet, wanneer hierdie Jesus kom nie. Is hy 'n fisiese mens, geliefde? Ek sê weer, hy wat vlees bedink, is die dood, geliefde. En vyandskap teen God, Romeine 8 gaan lees dit. Die mense wat hierdie goed op 'n natuurlike manier verstaan, soos 'n redelose dier van die veld, daardeur gaan hulle ten gronde. So God is Jesus in vlees. As God 'n inwoning in jou maak, en hy neem jou vleis aan, dan is jy Jesus, want jy is nou God, jy's nou 'n middelaar tussen lig en duisternis. Maar God moet in my wees, geliefde. En daarom sê hy, soek my koninkryk. Maar nou wag ons almal vir 'n Jesus om te kom en te sien, geliefde. En ons wag nou vir hierdie koninkryk van God om te kom. Wanneer gaan hy kom? Gaan hy nou kom op die wolke, trompet gelui, en niemand weet die dag nie. Geliefde, kom ons kyk na Lukas 17. En wanneer hy deur die fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, sê hy vir hulle, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Die koninkryk van God is binne in my. So as die koninkryk van God in my is, moes hy nie al gekom het nie? Kom ons kyk wat sê hy in Markus 9, want die geliefde het ook Markus 9:13, maar die geliefde het ook Markus 13 vers 32 genoem, wat sê die dag en die uur weet julle nie. Maar kom ons kyk wat sê hy net bietjie voor dit in die 30ste vers. Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. So ek sou weer gekom het, voor hierdie geslag verby is, maar niemand weet die uur nie. Maar hy sê vir hulle, kom ons sê dis natuurlik, geliefde, dis nou natuurlike mense wat daar staan, en dis nou 'n natuurlike Jesus wat daar staan. Nou sê hy vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat hierdie dinge gebeur het nie. Wie van daai mense lewe vandag nog, geliefde? Dis 2000 jaar terug. Dis onmoontlik, né? En die ander versie wat ek ook vir julle sal aanhaal, hy sê, hier sommige van julle wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat julle die koninkryk van God met krag sien kom het nie. So wanneer is dit, geliefde? Hier sommige van julle wat hier staan, as dit natuurlik is, dan moes nou 'n natuurlike Jesus gewees het, wat vir natuurlike mense sê, julle sal nie, sommige van julle wat hier staan, wat die dood nie sal smaak, voordat julle die koninkryk van God met krag sien kom het nie. Want die tyd en die uur weet julle nie. Wanneer is die tyd en die uur, geliefde? Hy sê, in die dag sal jy weet. In Johannes 14:20 sê hy, in die dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Geliefde, Jesus gaan nou na die Vader, ek gaan nou na my Vader toe. Nou sê hulle, wys, waar gaan jy heen? Hy sê, in die dag, as 'n dag is by jou, as dit begin lig word, nie soos Nikodemus wat in die nag na hom toe kom nie. Nie die mense wat in die nag is, wat in die wêreld is, wat dink daar's 'n natuurlike Jesus nie. In die dag, wanneer dit dag is, wat gebeur in die dag, geliefde? God skep in die dag. In die begin het God gesê, laat daar lig wees. En toe begin hy skep, en dit was aand, niks geskep nie, en dit was môre, toe skei hy die waters van die waters. En God het dit goed gevind, en dit was aand, en dit was môre, toe skep hy weer. En hy plaas die uitspansel tussen die waters en die waters, en so het hy geskep die diere, en tot daar 'n mens geskep is. Maar hy het nooit in die nag geskep nie. Want hy sê, in die nag kan niemand werk nie. In die dag moet ons werk, want in die dag is wanneer God teenwoordig is, waar 2 en 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Geliefde, kom weg van 'n natuurlike Jesus af, kom weg van natuurlike denke af, want dit is die dood, die wat die vlees bedink is die dood,
Die wat die Gees bedink is lewe en vrede. As jy sê daar's 'n natuurlike Jesus, is jy dood. En jy gaan wag vir iemand om te kom van bo af en daar gaan niks kom nie. Wag vir iemand om te kom van bo af, ja, van 'n hoër hemel af, om te kom tot op jou vlak, sodat hy bring waar jy is, in die huis van my Vader. In hierdie geloof, in hierdie kerk, is daar vele wonings. As dit nie so was nie, het ek het vir julle gesê, nou sê ek vir julle, in die huis van my Vader, nie sy Vader nie. Nie hy gaan na die Vader toe nie, jy moet na die Vader toe gaan, want jy word die seun, julle moet seuns en dogters wees van God. Daarom hoor ek hulle sê, en hy het toe na die Vader toe gegaan. 'n natuurlike iets, geliefde. Alweer eens, die God is daarbo, Jesus is op aarde, waar is die Heilige Gees? Hy het hom by ons gelos. So met ander woorde, daar's nie 'n drie-eenheid nie. Die een is daar, die een is hier op aarde en die ander een is, ek weet nie waar nie. Nee, geliefde, Jesus is God in vlees, Immanuel. So as God in my woon, dan word ek die seun. En die seun is die een wat nou gaan sterwe. En die seun het die Heilige Gees. Wat is die Heilige Gees? Die Gees van waarheid. God is waarheid. Jesus is waarheid. Die Heilige Gees is die waarheid. Maar onthou net, geliefde, as jy doop, dan doop jy met die Heilige Gees. Met ander woorde, jy leer mense die waarheid. Afwassing van sonde. As ek jou die waarheid gee, dan word dit lig by jou. Ek skep God by jou. Ek skep Jesus by jou. Ek skep die weg by jou. Ek skep verstaanbaarheid by jou. En dan doop jy daai persoon se hart met die water, die evangelie woord. Die Heilige Gees kom nou by hom. Hy leer die waarheid. En as hy die waarheid ken, dan word Jesus in hom gebore. Want Jesus word as 'n babietjie gebore, geliefde. Jesus is nie 'n groot mens gebore nie. As ek die Heilige Gees ontvang, daarom sê Paulus in 2 Korinte 13:3, julle soek Christus wat in my spreek, maar hy's magtig in julle. While you seek a proof of Christ speaking in me, which to you it is not weak, but is mighty in you. Die Christus wat deur my werk, skep homself in jou. As ek 'n ingenieur is, geliefde, dan skep ek 'n ingenieur in jou. Ek sit my wysheid in jou. God is lig. Nou sit ek daai lig in jou. En as God in jou woon, word jy Immanuel. Jesus, God met ons. Nou het jy daai lig, nou het jy die waarheid, nou het jy die weg, nou word jy die seun. En dit kom alles deur die Heilige Gees. Jy kan dit nie skei nie. Die Heilige Gees is in my, want dit is Jesus. Jesus is God. Want Jesus is Immanuel. Maar dis in vleis, maar nie in die vleis nie, geliefde. As ek uit my liggaam uitgaan, is ek nog steeds dit. My gedagte bly presies dieselfde as wat ek nou is. Daarom sê ek vir julle, geliefdes, moenie aan natuurlike goed vashou nie. Hy sê 'n klein tydjie, en die wêreld sien my nie meer nie, net julle gaan my sien. Geliefde, as jy Jesus sien, is dit nie in die koninkryk nie. Want hy sê in Johannes 3, sê hy, Jesus wat met ons is en in die koninkryk is. Hy is in die koninkryk. Hoekom? Want God is met hom. Waar is die koninkryk van God? In my. Toe hy deur die Fariseërs gevra het, wanneer die koninkryk van God sou kom, toe sê hy, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. So, hoe gaan die koninkryk van God kom as die Jesus nou afkom op wolke? En daarom sal hy weer kom op die wolk. Wat is die wolk? Die wolk van getuies. Wat behou 'n wolk, geliefdes? Water. Want 'n wolk bestaan uit water uit. En die wat in daai evangelie water is, die wat in Christus is, want hy sê nie hy kom op die wolke nie, hy sê hy kom met wolke, of in wolke. So in daai wolk van water, in daai wolk van wysheid, daardeur sal Christus vir my kom. Met ander woorde, Christus is in my, hy het my oorgeneem. Jy is die tempel van God, geliefde. Wat gaan Christus bo som aan 'n sterre maak? Julle is die liggaam van Christus. Nou, so Christus gaan nou vir Christus kom haal? 1 Korinte 12, is julle nie die liggaam van Christus nie? Lede afsonderlik?
Nou as hy dan in ons is, vir wie wag ons om te kom? En as hy nou kom as 'n individu, gaan hy nou die ander Christus kom haal. Wat ons nou sê is die sielebruid. Daar is nie so iets nie, geliefde. Die sielebruid is die sielebruid van die Vader. Die priester se verantwoordelikheid is sy vrou. Dis sy sielebruid. Hy bevrug haar en daar gaan kinders gebore word. Die sielebruid van die oudste is die priester en almal onder hom. Dit is sy vrou, die sielebruid, die vrou van Christus, die vrou van die Seun. Wat is so moeilik om daaraan te verstaan? Maar as ons begin dink aan 'n natuurlike Here wat opgevaar het ergens, dis wanneer ons ten gronde gaan. Want nou maak niks in die Bybel meer sin nie, geliefde. En daarom, geliefde, ek wil nie hierdie video's te lank maak nie. Ek sal nou nog een maak hierna, om nou verder 'n paar teksies te noem, wat genoem is in hierdie dienste. En laat ons bietjie meer duidelikheid kry, geliefde, want dit is baie gevaarlik. Die kerk is besig om heeltemal uitmekaar uit te val, geliefde. En daarom ons by Apostolic Members of Christ hou hierdie liggaam aan die gang. Ons beskerm die geloof, ons beskerm Christus, ons beskerm die Gees, geliefde. Daar is nie 'n natuurlike Jesus nie, daar was nog nooit een nie. Soos ek was, so is ek en so sal ek altyd wees. Dis 'n onveranderlike God. Hy het begin sy inplaas by die mense gevind met Adam, toe God Adam geskep het uit die aarde uit. Toe het ons God se gelykenis ontvang, en daai Adam het geword die Here uit die hemel. En dit is God met ons, die tabernakel van God is met julle. God is with you. Immanuel, God met julle. Ek sien julle nie verlaat nie, ek is met julle. En daarom is Jesus die weg en die metode hoe om te sterwe. Neem op jou kruis en volg my. Nou as jy nou jou kruis opgeneem het en hom gevolg het, nou moet jy ook mos op. Is dit nie, hoekom gaan net hy op? Na 3 dae het hy opgestaan, geliefde, Golgotha, gekruisig op Golgotha. Dit is wat sal gebeur, as hierdie waarheid in jou is, dan sal jy ook gekruisig word op Golgotha. Jy moet gekruisig word, want die vleis moet oorwin word in jou. Soos ek sê, ek wil nie die video's te lank maak nie, geliefde. God seën u en baie dankie.